Goeiemôre graad 12 leerders en welkom by vandag se besigheidstudies les. Ek is Elsie Klaasen en hierdie les word na jou toe gebring deur die Noord-Kaap Departement van Onderwys in samewerking met Pakama Navorsing en Ontwikkeling. Vandag kyk ons na vraestel 2 besigheidsgeleenthede en die subonderwerp is bestuur en leierskap. As ons kyk na jou les se doelwitte, gaan jy met die betekenis van bestuur en leierskap bespreek, sowel as onderskei tussen die twee. Jy gaan ook moet onderskei tussen die verskillende leierskapstyle en hulle identifiseer vanuit 'n scenario. Jy sal ook moet kyk wat is die impak van elke leierskapstyl, sowel as die leierskapteorie bespreek. Jy gaan ook moet die rol van die persoonlike ingesteldheid of houding in die suksesvolle leierskap kan bespreek en die bogenoemde leierskapteorie kan definieer en identifiseer vanuit 'n scenario. As ons kyk na ons voorkennis, ons vorige onderwerp het ons gekyk na gehalte prestasie en daar het ons gehalte konsepte gehad, waar ons gekyk het na gehalte beheer, gehalte versekering, gehalte bestuur, gehalte prestasie en dan gehalte beheer stelsels. As ons onderskei tussen gehalte beheer en gehalte versekering, het ons gesê gehalte beheer kyk na die finale produk, waar gehalte versekering kyk na die produksieproses en dit is 'n deurlopende proses. As ons dan kyk na die verskil tussen gehalte bestuur en gehalte prestasie, verwys gehalte bestuur na die tegnieke, die instrumente en metodes wat ons gebruik om te verseker dat ons produk aan standaarde voldoen. Waar gehalte prestasie, kyk ons na die totale gehalte prestasie en ons kyk na die afdelings. So ons kyk nie slegs na produksie nie, maar al die ander departemente binne in die besigheid, bemarking, finansies ensovoorts. En laastens kyk ons na die gehalte bestuur stelsels. So dit word uitgedruk as die organisatoriese doelwitte, aspirasies, prosesse, die beleid, die gedokumenteerde inligting en hulpbronne wat nodig is om gehalte standaarde in die besigheid te implementeer en te handhaaf. Dan het ons gekyk na die gehalte aanwysers vir die 8 besigheidsfunksies, so die algemene bestuur, finansies, administrasie, aankope, produksie, bemarking, menslike hulpbron en dan ook openbare betrekkinge wat ons dan in Afrika of in Engels beter ken as Public Relations of die PR departement. Elke een het sy eie aanwysers vir hoe gehalte sal lyk binne in daai departement. En dan het ons ook gekyk na die totale gehalte beheer of TGB en die hoofidee is dat as ons deurlopend verbeter aan beide ons produk en prosesse, sowel as die lewering, so hoe ons oorkom as ons produk verkoop, hoe hanteer die verkoopspersoon die kliënt, so die lewering van hierdie produkte en dienste, dan gaan dit outomaties lei na kliënte tevredenheid. As ons kyk na die TGB, so dis die totale gehalte beheer elemente, kyk ons na die deurlopende vaardigheidsontwikkeling. Ek moet deurlopend my werknemers se vaardighede verbeter en ontwikkel, want hulle gaan dan beter werk kan lewer, beter gehalte werk en hulle gaan meer produktief kan wees. Ons kyk dan na die deurlopende verbetering van prosesse en stelsels. As ek my produksielyn laat beter hardloop, ek mors minder tyd, gaan ons definitief beter gehalte werk kry. Ek moet seker maak dat ek het die finansies en die kapasiteit om die lopende vaardigheidsontwikkeling te kan handhaaf en om dan ook ons prosesse te kan verbeter. Ons kan ongelukkig nie sê ons het nie die geld daarvoor nie. Ons moet seker maak ons het die finansiering en kapasiteit om dit te doen. Ons moet dan ook gereeld monitor en evalueer of hierdie nuwe gehalte prosesse wat ons implementeer werk of nie werk nie en waar kan ons verder verbeter. Die totale kliënte tevredenheid is op die einde van die dag hoe ons gehalte meet. Is ons besig om die verwagting van ons kliënte te ontmoet of is ons besig om dit dalk te oorskry? Dan het ons ook laastens gekyk na die PDKH model, waar ons gesê het, wanneer ons nou 'n plan, of wanneer ons 'n proses wil verbeter, ons gaan nou 'n stelsel of 'n proses binne in die besigheid verbeter, moet ons eerstens beplan, hoe gaan ons dit doen, dan gaan ons dit moet implementeer, ons gaan moet kontroleer, het dit gewerk, waar kan ons verder verbeter, en dan as daar enige verdere verbetering is, of aanpassings, gaan ons dit by die gepaste optrede doen. En dan laastens is die gehalte sirkels. So die gehalte sirkels was 'n groep mense uit verskeie departemente wat bymekaar gekom het en hulle kyk
Of is daar enige ander plek waar die besigheid kan verbeter en hoe kan ons te werk gaan om dit te verbeter? As ons dan kyk na vandag se grondlyn assessering, vraag nommer 1, leierskap in 'n organisasie word gekenmerk deur A, te fokus op die prosesse betrokke by die produksiefunksie van mededingers, B, beheerstelsels en prosedures om die werk gedoen te kry, C, taakgeoriënteerd te wees, of D, die regte ding te doen. Jy kan gou antwoord. As ons dan nou kyk na die antwoord, is dit D, die regte ding te doen, want ons kyk na die leier en nie die bestuurder nie. Vraagie nommer 2. Die hub van Cappy Head Bank het die wat leierskapstyl gebruik toe sy streektoesighouers genooi het om insette te lewer in die KMI-projekte wat die bank oorweeg om te ondersteun. A, oorgangsbestuur, B, laissez-faire, C, transformasie, of D, demokratiese. Jy kan nou gou antwoord. Jou antwoord is dan demokraties, want sy het ander mense genooi om hulle perspektiewe en insette te kry. As ons dan kyk na die terminologie vir bestuur en leierskap, het ons eerstens die leierskapstyl. Dit verwys aan die verskillende metodologieë wat leiers ook gebruik vir leiding om leiding te bied aan werknemers. Leierskap is die vermoë om ander mense te lei en hulle te beïnvloed in hulle gedrag. Bestuur sluit dan in om te beplan, organiseer, lei en beheer, en jy het in graad 8 en graad 9 die afkorting geleer BLOB. Demokratiese leierskapstyl, die leier nooi die spanlede of groeplede uit om idees by te dra en aan die besluitnemingsproses deel te neem. Ons autokratiese leierskapstyl is 'n teenoorgestelde, waar ons sê die leier neem die besluite self. Hy neem niemand in ag nie. Dan die laissez-faire of die vrye teels styl, die leier delegeer take aan volgelinge met min of geen rigting nie. Hulle word toegelaat om te besluit hoe hulle te werk wil gaan. Die charismatiese leierskapstyl, die leier gebruik hulle charme om volgelinge te beïnvloed. Die leier gebruik charisma en charme om werknemers te beïnvloed. Die transaksionele leierskapstyl gebruik belonings en strawwe om mense te motiveer om te doen wat hulle wil hê. Die leierskapteorieë, leiers lei oor die verskillende leierskapstyle wat in ag geneem moet word. Die leiers- en volgelingteorie fokus op die verhouding tussen leiers en hul volgelinge. Die situasionele leierskapteorie fokus op die toepassing van 'n verskillende leierskapstyle afhangende van die situasie. Die transformasie of oorgangsleierskapteorie verwys daarna dat die leier identifiseer 'n verandering wat nodig is en hulle skep 'n visie om hierdie verandering te laat plaasvind. Laastens het ons die persoonlike houding. Dis die wyse waarop die leier met sy werkers omgaan. Dit bepaal die sukses of mislukking van die onderneming. 'n Individu se emosionele, sielkundige en fisiese reaksies op gebeure wat hulle prestasies beïnvloed. Dan kyk ons na die verskil tussen bestuur en leierskap. As ons eers kyk na bestuur, bestuur verwys na die handeling om mense bymekaar te kry sodat hulle die gewenste doelwitte van die besigheid kan bereik. Bestuurders is egter gefokus om die besigheid se take te voltooi en doelwitte te bereik. Met 'n leier is dit meer 'n proses. Hulle kyk na die werker en hulle kyk om die gedrag van die werker te verander en te verbeter en hulle inspireer hulle werkers. Die leiers het 'n breër uitkyk op die organisasie en fokus eerder op die visie en die missie van die besigheid. En hulle beskou die werknemers eerstens as mense, nie net werkers wat die werk moet voltooi nie. As ons kyk na die verskille tussen bestuur en leierskap, sal ons sien leierskap inspireer en motiveer hulle werkers deur hulle leiding, waar bestuur, hulle bestuur die prosesse met hulle gesag. Die leierskap verskaf leiding en rigting aan werknemers, waar bestuur volg instruksies en wanneer hulle met hulle werkers werk. Die leierskap bevorder kreatiwiteit om produktiwiteitsvlakke te verbeter
die bestuur volg die planne om teikens te bereik. Daar is nog 'n hele paar verskille, maar hierdie is net 'n paar. As ons dan kyk na die verskillende leierskapstyle, sal jy sien ons het 5 verskillendes. Ons het demokratiese styl, autokratiese styl, die laissez-faire, charismatiese en dan die transaksionele leierskapstyl. Ons gaan eers kyk na die demokratiese styl. Hierdie styl het ons klaar gesê, jy neem ander mense se perspektiewe in ag en hulle neem deel in die besluitnemingsproses. As ons dan oorgaan na autokraties, is dit die teenoorgestelde. Die leier neem self die besluite en hulle neem niemand anders se opinies in ag nie en werkers word nie deelgemaak van die proses nie. Die laissez-faire of vrye teels leierskapstyl is waar die leier besig is met ander belangrike take en hulle delegeer werk aan die werknemers, maar hulle vertrou ook die werkers om verantwoordelikheid te vat vir dit wat hulle besig is om te doen. So die werknemer kan besluit hoe hy dit gaan doen, wanneer hy dit gaan doen, solank hy die doelwit bereik en binne die datum wat vir hom gegee is. Die charismatiese leierskapstyl word gewoonlik gebruik wanneer daar 'n verandering in die besigheid plaasvind en ons het iemand nodig om die ander werkers te motiveer en te verduidelik hoekom is hierdie belangrik? Hoekom is hierdie verandering belangrik vir die besigheid? Die leier wil die moraal van die werkers wat dalk gedemotiveerd is 'n hupstoot gee. So hulle dra hulle energie oor en hulle passie oor na die ander werkers. En dan laastens die transaksionele leierskapstyl is waar ons gebruik maak van belonings en straf. As jy jou teikens ontmoet, dan sal jy beloon word. As jy dit nie ontmoet nie, gaan jy ongelukkig gestraf word. As ons dan kyk na die impak van elke leierskapstyl, die demokratiese styl, die voordele, die leier hoef nie noodwendig staat te maak op hulle eie vaardighede en kennis nie, omdat hulle ander mense betrek en hulle trek dan voordeel uit daai mense se kennis en ervaring uit. As ons kyk na die nadele, die insette van onervare werknemers kan ongelukkig daartoe lei dat ons slegte besluite maak en dit kan ook die besluitnemingsproses vertraag, want ons luister eers na almal se opinies en dan maak ons 'n besluit. As ons dan kyk na die autokratiese styl, die voordeel, die leier is in 'n posisie om vinnig besluite te neem. Hy het al die inligting wat hy nodig het en die leier het sekerheid dat die besluite betyds geneem sal word, so daar is geen vertraging in die besluitnemingsproses nie. Die nadele, dit kan spanning veroorsaak en dit kan ook frustrasie onder werknemers veroorsaak as hulle nie na geluister word of hulle opinies in ag geneem word nie. As ons dan kyk na die laissez-faire of die vrye teels leierskapstyl, die werknemers, die voordele, die werknemers vertrou dat die vertrou en die verantwoordelikheid word gegee en sodat hulle eie besluite kan maak. So ons het die vryheid, ons het ook die vryheid om kreatief te wees, om te besluit hoe ons tyd en ons hulpbronne gaan bestuur. Die werknemers hoef nie die leiers te raadpleeg wanneer besluite geneem word nie. Die leier vertrou hulle dat hulle die regte besluite sal neem. Daar is ook nadele. Die onsekerheid oor duidelike besluitneming kan die moraal van werkers negatief beïnvloed. Ons is nie almal gemaklik daarmee om ons eie besluite te maak nie. Ons wil wel hê dat ons leier vir ons sê, ja, dit is die regte besluit. So dit kan ons bietjie demotiveer. En dan ook werknemers kan huiwerig wees om beslissende aksies te neem. Daar's niemand wat jy kan blameer as dit die verkeerde besluit was nie. Die verantwoordelikheid gaan ongelukkig op jou val. As ons dan kyk na die charismatiese leierskapstyl, die voordele, die leier kommunikeer die visie en missie van en doelwitte van die organisasie, wat vertroue by die werkers inspireer. Ons sê vir hulle wat ons wil doen en hoekom ons dit gaan doen en die werknemers word geïnspireer deur die energie van hierdie leiers. Soos ek gesê het, hulle dra hulle energie en hulle passie oor na die werknemers. Die nadele, die leier kan sy eie persoonlike belang voordeel, so hy dalk nie die beste belang van die besigheid nie, maar eerder sy eie voordeel en die ander werkers gaan hom volg as gevolg van sy charme en charisma. Die werknemers mag dalk ook staat maak op hierdie persoon of hierdie leier en as die leier afwesig is, dan is die moraal baie laag. En dan laastens die impak op die transaksionele leierskapstyl, die voordele, om vir mense belonings te gee, gaan hulle definitief motiveer om harder te werk en produktiwiteit te verbeter. En as ons kyk na die nadele, werknemers kan gedemotiveerd word as hulle nie die teikens bereik nie en dan gaan hulle net voel wel, dis onbereikbaar en dit gaan hulle demotiveer.
Die leier sal dalk die prestasie van werkers moet monitor om te verseker dat die teikens bereik word. So dit veroorsaak die leier om baie tyd te spandeer aan die monitering van werkers in plaas daarvan om op iets anders te fokus. Dan gaan ons nou gou aktiwiteit doen. Ek lees vir jou. Vraag 1. Lees die scenario hieronder en beantwoord die vraag wat volg. Voedselhandelaars, VH. Jaco is die eienaar van voedselhandelaars. Hy versoek gereeld die ervare werknemers om idees by te dra oor hoe om hulle verkope te verhoog. Nomsa, die topverkoper, het onlangs 'n bonus ontvang omdat sy die maandelikse verkoopsteiken oortref het. Nommer 1.1.1. Identifiseer die leierskapstyl wat deur Jaco gebruik word. Motiveer jou antwoord deur uit die scenario hierbo aan te haal. En dan nommer 1.1.2 bespreek die impak van die leierskapstyl wat in vraag 1.1.1 geïdentifiseer is. 8 punte en dan 1.1.3. Stel situasies voor waarin die transaksionele leierskapstyl in die werksplek toegepas kan word. Dis vir 17 punte, so ek gee jou 15 minute om dit te beantwoord. Jy het dit nou beantwoord, kom ons kyk gou na die oplossings. Die leierskapstyl wat geïdentifiseer is vanuit die scenario is die demokratiese leierskapstyl. Wanneer ons iets moet identifiseer, gaan jy altyd 2 punte daarvoor ontvang en jou motivering moet jy aanhaal, so jy moet woord vir woord uit die teks uithaal. Hy versoek gereeld ervare werknemers om idees by te dra oor hoe om hulle verkope te verhoog. 'n Maksimum van 3 punte. As ons dan kyk na die impak van die demokratiese leierskapstyl, die positiewe, as jy sien impak, kan jy kies, gaan jy net positief doen, gaan jy negatief doen, gaan jy 'n bietjie van albei doen, tensy hulle vir jou vra vir die positiewe impak of die negatiewe impak. So hulle het net gevra vir die impak, so positiewe, daar is vir jou 'n paar opsies, die leier hoef nie hulle kennis en vaardighede staat te maak nie, om komplekse probleme op te los nie. Die leier kan werknemers nooi om aan besluitnemingsprosesse deel te neem en voordeel daaruit te trek. As ons kyk, hier is nog 'n paar van die positiewe voordele. Werknemers voel bemagtig en gemotiveer, wat lei tot verhoogde produktiwiteitsvlakke. Gereelde kommunikasie tussen leiers en werknemers lei tot verbeterde besluitneming. So daar kan jy sien, dit is en of, so jy hoef nie albei te doen nie, jy kan kies. As ons kyk na die nadele, insette van onervare werknemers kan lei tot besluite wat nie in die beste belang van die besigheid is nie. Die leier is dalk nie in 'n posisie om onmiddellike besluite te neem nie, omdat die sleutelwerknemers nie die vergadering kon bywoon nie. Dit kan vir werknemers demoraliserend wees as die leier nie hulle insette oorweeg nie. Hier is vir jou nog 'n paar. Dit is nie 'n ideale leierskapstyl as die leier 'n besluit moet neem wanneer daar 'n noodgeval is nie, want dit gaan baie tyd vat. Die betroubaarheid van terugvoer wat deur sommige werknemers verskaf word, is dalk nie akkuraat nie. Dit is 'n skaal van 8 punte. En nommer 1.1.3, die situasies waarin 'n transaksionele leierskapstyl sal bereik. Die leier wil hê werknemers moet teikenvlakke oorskry, so nou kry hulle beloning. So ons wil teikenvlakke oorskry. Die besigheid wil werknemers se prestasie maksimiseer, so ons wil die beste uit hulle uitkry. Die sperdatums moet op kort kennisgewing nagekom word, so as dit regtig moeilik is om mense verder te motiveer, dan ons dan vir hulle 'n beloning bied. As die werkers se moraal laag is, help dit om hulle te beloon as hulle dan sekere teikens begin bereik. Die strategie of besigheidsstrukture is duidelik en hoef nie verder te verander nie. Dan gaan ons kyk na leierskapteorieë. Ons moet eers kyk wat is die verskil tussen die teorieë en die leierskapstyl. So die leierskapteorie fokus op die eienskappe van leier wat hulle uitsonderlik maak en die leierskapstyle fokus op hoe leiers werknemers bestuur. As ons dan kyk na die situasionele leierskapteorie, daar word van leiers verwag om te kan aanpas. Afhangende van die situasie, moet hulle dalk hulle leierskapstyl verander. As daar 'n noodgeval is en my normale leierskapstyl is demokraties, gaan dit nie in 'n krisissituasie ons baat nie. En dan sal ek moet oorskakel na 'n autokratiese styl. So ek moet aanpasbaar wees as 'n leier volgens die situasie waarin my besigheid is.
As ons kyk na transformasie of oorgangsbestuur, dit is wanneer die besigheid deur 'n periode van tydperk gaan waar ons verandering ondergaan. Mense hou nie van verandering nie, dit maak ons ongemaklik en dit vat ons sekuriteit weg. Ons weet nie wat om te verwag nie. So in hierdie geval gaan 'n charismatiese leierskapstyl jou baat, want dan dra ek my energie oor, ek dra my positiwiteit oor en ek verduidelik vir jou hoekom is dit belangrik dat ons deur hierdie verandering moet gaan. 'n Autokratiese leierskapstyl gaan hier nie werk nie, want mense gaan voel dis geforseer en dit gaan net verder hulle vrees aanmoedig. En as ons dan kyk na leiers en volgelinge leierskapteorie, gaan dit oor die verhouding tussen my en die volgelinge. As ons 'n goeie verhouding het en hulle vertrou my, ons respekteer mekaar, dan gaan dit baie makliker gaan in my besigheid en gaan hulle instruksies volg wanneer ons in 'n situasie is of wanneer ons deur 'n verandering gaan. Want daar is 'n goeie verhouding tussen my en my werknemers en hulle vertrou dit wat ek vir hulle sê. As ons dan kyk na die rol van persoonlike ingesteldheid en suksesvolle leierskap, dis belangrik dat ek as 'n leier weet dat my aksies en my gemoedstoestand het 'n baie groot impak op my werknemers. As ek positief ingesteld is, as ek gemotiveerd is, as ek gedryf is, gaan dit oordra na my werkers. Selfs al is ek nie 'n charismatiese leier nie, as ek demokraties is, maar ek neem hulle in ag, ek luister regtig na hulle en ek is positief wanneer ek na hulle luister, gaan daai positiwiteit oordra. 'n Leier se goeie of slegte houding kan die sukses of die mislukking van die besigheid beïnvloed. Die leiers moet hulle sterkpunte en swakpunte ken om hulle leierskapstyle effektief toe te pas. Dalk is ek iemand wat bietjie meer negatief is, so ek gaan myself moet ken om te weet, ek gaan ander mense wat wel positief is, wat wel daai energie het, gaan ek betrek wanneer ek sekere goeders moet doen. Groot leiers verstaan dat die regte houding die regte atmosfeer sal skep en ons beïnvloed dan die gedrag en denkpatrone van ons werknemers. Die leiers moet gedrag modelleer wat hulle in 'n spanlede wil sien. As ek wil hê my werkers moet opdaag, betyds opdaag, as ek wil hê hulle moet hulle beste lewer, hulle moet positief wees, dan moet ek daai selfde gedrag vir hulle reflekteer. Suksesvolle leiers oorweeg die vermoëns en vaardighede van hulle spanlede om take en rolle effektief toe te pas. Ek moet weet wat is elke werknemer se sterkpunt en swakpunt, sodat ek die beste uit hulle kan uittrek. Ek wil nie hê hulle moet voel, ek kan nie hierdie doen nie, ek verstaan nie hoekom het sy dit vir my gegee nie, want dit gaan hulle negatief maak. Ek moet werk op hulle sterkpunte. En waar daar swakpunte is dit my verantwoordelikheid as leier om hulle te bemoedig en om hulle te ondersteun sodat ons daai swakpunte kan verander in sterkpunte. Dan gaan ons gou weer kyk na aktiwiteit, vraag 2, 2.1. Noem 3 leierskapteorieë. Dis vir 3 punte. Onderskei tussen bestuur en leierskap en dan is daar die scenario. Lees die scenario hieronder en beantwoord die vrae wat volg. Carlo Bakkery of CB. Tito, die hoofbestuurder van Carlo Bakkery, moet baie speserye gaan haal. Tito het sy bekwame werknemers versoek om hulle eie werkmetodes te gebruik sonder om besigheidsbeleid te oortree. 2.3.1. Identifiseer die leierskapstyl wat deur Tito gebruik word. Motiveer jou antwoord deur aan te haal vanuit die scenario hierbo. 2.3.2. Bespreek die impak van die leierskapstyl wat in vraag 2.3.1 geïdentifiseer is. 2.4. Gee die besighede raad oor situasies waarin die volgende leierskapstyle toegepas kan word. So dan die charismatiese leierskapstyl en autokratiese leierskapstyl. Dis 'n totaal van 30 punte. Ek gee vir jou 25 minute om dit te beantwoord. Ja, jy het nou beantwoord, kom ons kyk na jou oplossing. Die leierskapteorieë, jy moes 3 van hulle benoem. Die werkwoord was noem. So as die werkwoord noem is, weet ons dit gaan 1 punt wees. Hulle gee ons ook 'n aanduiding dat ons 3 moet noem. En jy kyk na die punte toekenning, sal jy sien dis vir 3 punte. So ons kry 1 punt elk en dis 'n totaal van 3 punte. En ons merk slegs jou eerste 3. So as jy iets anders gaan skryf, gaan ons ongelukkig nie merk nie. Dan 2.2, die verskille tussen bestuur en leierskap. Jy het 2 punte aan die einde gekry, want as ons kyk na die werkwoord
wat vir ons gegee was dit onderskei. So, dit gaan vir ons 2 punte aan die einde gee. As ons dan kyk na die verskille tussen bestuur en leierskap, het jy 2 punte hier aan die einde. Jou werkwoord was onderskei. So, bestuurprosesse deur hulle gesag te gebruik, ons kyk nou na bestuur, volg 'n instruksiebenadering wanneer hulle met werknemers te doen het, hulle volg die planne om teikens te bereik en hulle fokus op die organisatoriese teikens. As ons dan kyk na leierskap, hulle inspireer en motiveer hulle werkers deur vir hulle leiding te bied, hulle verskaf leiding en rigting aan die werknemers, hulle bevorder kreatiwiteit om produktiwiteitsvlakke te verbeter en laastens hulle fokus op die visie en missie van die organisasie. Hier is dan nog 'n paar ander. Hulle fokus op die prosesse betrokke by die produksieproses, beheer die optrede van werknemers en hulle is taakgeoriënteerd. As ons kyk na leierskap, hulle fokus op die potensiaal van die werkers, hulle beïnvloed die optrede van werknemers en dan hulle is mensgeoriënteerd. Hier is nog 'n laaste enetjie vir die verskil tussen bestuur en leierskap. Bestuur verwys na die handeling om mense bymekaar te kry om gewone doelwitte en doelstellings te bereik, die gewenste doelwitte en doelstellings te bereik deur beskikbare hulpbronne doeltreffend en effektief te gebruik. Leierskap verwys na die proses waardeur 'n leier die gedrag en werk van werknemers lei, inspireer en beïnvloed in die nastreewing van die organisasie se doelwitte. Dit was 'n maksimum van 8. So jy het 2 bullets aan elke kant bespreek. Dan as ons kyk na 2.3.1, die leierskapstyl vanuit die scenario, het ons die laissez-faire of die vrye teels leierskapstyl. Die werkwoord was identifiseer, so ons gaan weer 2 punte aan die einde kry. En jy hoef nie elke keer te skryf laissez-faire en vrye teels nie. Jy kan een van die 2 kies en dit neerskryf. Dit moet net volledig wees. En dan die motivering. Dierewys het bekwame werknemers versoek om hulle eie werkmetodes te gebruik sonder om besigheidsbeleid te oortree. So dit moet die volle sin wees vir 1. Dan sien jy hieronder, dit is al vir jou kennisgewing, let wel, 1 punt, ken punte toe vir die leierskapstyl, selfs al is die aanhaling onvolledig, want ons merk eers 2.3.1 en dan kyk ons na die motivering. As ons dan kyk na die impak van die laissez-faire of vrye teels leierskapstyl, weer eens is dit positief en of negatief. Positief, werknemers word vertrou en word die verantwoordelikheid gegee om besluite te neem in areas van hulle kundigheid. Motiveringsvlakke van werknemers neem toe omdat die leier hulle vermoëns of vaardighede erken om besluite te neem. En hierdie gaan vir ons gesplete punte wees as gevolg van die werkwoord. As ons dan verder gaan, daar's nog 'n paar positiewe. Werknemers ervaar persoonlike groei of ontwikkeling, die leierskapvaardighede van individuele werknemers kan ontwikkeling na mate hulle met ander werknemers omgaan wanneer hulle besluite neem. Dan kyk ons na die negatiewe impak. Jy het nie nodig om al 2 te doen nie, jy kan kies. Die onsekerheid oor duidelike besluitneming kan die moraal van werknemers negatief beïnvloed. Konflik kan tussen die werknemers en mede-spanlede ontstaan as die optrede van die werknemers met sterk persoonlikhede bevraagteken word. En dis nog 'n paar negatiewe. Die werknemers kan dit moeilik vind om medelede te kry om spertye na te kom wat 'n negatiewe impak kan hê op die nakom van spertye. En dan nie vaardighede benodig nie om die regte besluite te neem. Dit kan wees dat van die werkers nie die regte vaardighede het nie. Dit was 'n maksimum van 8 punte. As ons dan kyk na 2.4, die situasies waarin hierdie leierskapstyl toegepas kan word. Eerstens is dit die karismatiese leierskapstyl. Die organisasie wil 'n verandering implementeer en gebruik die leier om die ondersteuning te kry van die werkers. Die leier wil die moraal van die werknemers verhoog. Die leier wil hê die werknemers moet voortgaan op die pad van hoë produktiwiteit. Dalk is dit al 'n rukkie wat ons positief is en hoë produktiwiteit, maar ons moet nog aangaan. Dan is dit moeilik om gemotiveerd te bly. Die vlakke en vertroue van werknemers is laag en die werknemers moet geïnspireer word. Dan kan ons gebruik maak van 'n karismatiese leier. As ons dan kyk na die autokratiese leier en wanneer ons dit gaan gebruik, wanneer daar 'n krisis binne in die besigheid is
Met ander woorde, daar moet vinnige besluitneming plaasvind. In die geval van 'n noodgeval wat vereis dat die leier onmiddellik optree om lewensverlies of ernstige beserings te voorkom. Die leier het al die inligting en het nie verdere inligting van werknemers af nodig nie. Die leier moet gesag uitoefen op werknemers wat gereeld die organisasie se beleide en prosedures verontagsaam. So dit kan moontlik wees dat die werkers nie hulle deel bring nie en dan moet die leier autokraties optree. Daar is ook nog 'n paar vir die autokratiese leier. Die leier het die vertroue van hulle werknemers, so die werknemers weet afhangende van die besluit of maak nie saak wat die besluit is nie. Die leier het die regte besluit gemaak. Die besigheid het onervare of nuwe werkers, so hulle kan nie self die beste besluite maak nie. En dit was 'n totaal van 4 punte. Dan het jy nou 'n bietjie huiswerk. Vraag 1, brei uit oor die betekenis van leierskap vir 2 punte. Onderskei tussen die autokratiese leierskapstyl en die demokratiese leierskapstyl. 1.3, lees die scenario hieronder en beantwoord die vraag wat volg. 1.3.1, identifiseer die leierskapstyl wat deur Eywa gebruik word in die scenario hierbo. 1.4, verduidelik die situasionele leierskapteorie vir 6 punte. En laastens, adviseer besighede oor die rol van persoonlike ingesteldheid in suksesvolle leierskap. Dis 'n maksimum van 20 punte. Dan gaan ons nog kyk na die opsomming van hierdie les. Jy moet die verskil ken tussen 'n leier en 'n bestuurder. 'n Leier inspireer die werknemers en lei hulle in 'n rigting en verander hulle gedrag en hulle is menseoriënteerd, waar 'n bestuurder maak seker dat die werknemers hulle take voltooi en die besigheid se doelwitte bereik en hulle is taakgeoriënteerd. As ons kyk na die verskillende leierskapstyle, ons het die demokratiese leierskapstyl waar ons die ander werknemers in ag neem in ons besluitnemingsproses en ons luister na hulle opinies. Autokratiese leierskapstyl waar ek self 'n besluit maak en ek neem nie ander mense in ag nie. Die laissez-faire of vrye teels leierskapstyl. Ek gee vir jou die verantwoordelikheid. Jy kan besluit hoe jy te werk wil gaan en hoe jy jou tyd wil bestuur, solank jy binne die besigheid se doelwitte en se sperdatums bly. Die karismatiese leierskapstyl waar ek my energie en positiwiteit oordra na my werknemers en dis gewoonlik gebruik tydens 'n periode van verandering. Ons het ook die transaksionele leierskapstyl waar as jy die teikens bereik, dan kry jy 'n beloning en indien jy nie doen nie, is daar dan baie keer 'n straf. Laastens het ons die leierskapteorieë. Ons het die situasionele teorie waar ek my leierskapstyl moet kan aanpas volgens die situasie. Ek het die transformasieteorie waar daar 'n transformasie het, daar's verandering wat plaasvind binne in my besigheid en ek van my leierskapstyl moet aanpas volgens dit. En dan is daar die leiers- en volgelingsteorie waar dit gaan oor die verhouding tussen my as leier en my volgelinge en dat hulle my vertrou en respekteer. Dan as ons kyk na die volgende les, het ons dan beleggingssekuriteite. Ons gaan kyk na die verskillende funksies van die JSE. Ons gaan ook kyk watter faktore jy in ag moet neem voordat jy 'n beleggingsopsie kies en dan die verskillende tipes beleggingsgeleenthede en die risikofaktore. Ons gaan ook kyk na ons verskillende beleggingsforme en dan die begrip tussen enkelvoudige rente en saamgestelde rente. Baie dankie vir vandag en jy moet 'n lekker dag hê. Totsiens.